Ek is op pad veld toe. Ek soek genoeg parkering. Het jy blou aan? Natuurlik het ek my blou ultraai aan. Moenie geld mors op parkering nie. Hierdie week gesels ons oor wen en verloor en al die ontwikkeling wat tussenin plaasvind. Welkom by Kwart Lemoene. That's the one. Milan, ek dink een van die goed waarmee ek in my werk baie keer 'n tweestryd het is ek is mal daaroor om te wen. En daar waar ek in my lewe al by 'n span betrokke was of 'n pad gestap het met 'n individuele sportman en jy daai glorieryke oomblik het of die groot titel of die groot deurbraak. Daar is min goed wat lekkerder as dit is in die lewe. Gielie, vra vir my, is wen belangrik? Vra vir my, Is wen belangrik? Gielie, op die eerste Saterdag van Augustus op Foreststraat in Parel is wen baie belangrik. Ja, niemand praat daaroor. Ek wil net hê my kind moet dit geniet nie. Ja. Ewe skielik sien ek na my laerskool rugby meneer. So baie keer na rugby wedstryd dan het die twee spanne nou saam by mekaar gekom, 'n groot sirkel gemaak. Die wen afrigter sou iets gesê het, die kaptein sou iets gesê het en dan sou die een meneer gesê het: "Boys, solank rugby net vandag gewen het." En dit is so mooi en heilsaam. Ja. Maar hoe ons by die wen uitkom is vir my eintlik waar ek meer geïnteresseerd is en ek dink baie keer is daar die balans is nie reg nie, dat ons die wen die enigste doelwit maak en op die einde wen mens nie. En daar waar ek vir mense gesê het, kom ons vergeet bietjie van die wen. Kom ons eintlik op die einde by die wen uit. En dit is waar ek vandag wil praat. Daai ewige stryd tussen wen en ontwikkeling. En ek dink ontwikkeling, ja, in terme van die sportman of die sportvrou, ontwikkeling in daai sport, Ja. maar vir my as 'n ouer, emosionele ontwikkeling. Die emosionele ontwikkeling, dit wat ek hoop as 'n ouer sport bring vir my kind. Ja. Die veerkragtigheid en die leierskap en die dissipline en wat ook al alles sport bring, daai ontwikkeling kan nooit minder belangrik wees as die wen nie. Veral nou die hoeveelheid tyd wat hulle daarin spandeer. As alles net op daai een punt is, as die hele seisoen afhang net van het ons gewen of verloor, as die hele week afhang net van wen of verloor, dan kan 'n kind vir 12 jaar besig wees met sport en wegstap met bitterman. En ek dink dit is waar ek afrigters baie jammer kry. Want die ding waaraan hulle gemeet word, van die bokant af by die skool en hulle gaan kyk aan die einde van die seisoen en sê hulle soos meneer, jy het meer verloor as wat jy gewen het. Wat gaan ons daaraan doen? En dit is baie moeilik. Maar as 'n ouer, so iets waarvan ek nie baie keer deel is nie, maar die ouers is daarvan deel. As jy in die kar klim na 'n wedstryd, wat is die atmosfeer in die kar na wen en wat is die atmosfeer in die kar na verloor? Ek dink jy kan ons altyd maar 'n atmosfeer met 'n mes sny. Ja. Wanneer dit ongemaklik is, wanneer die oomblik gelaai is. En die oomblik is maar meer gelaai na 'n verloor. Ja. Want na 'n wen was daar 'n ontploffing van celebration en gelukwensing en dis amper jy het nou die dag gepraat van die stoompot. Ja. Weet wat daar is 'n release. Maar ek dink na 'n verloor is daar die inhou. Want daar is twyfel oor hoeveel was my skuld of daar was wat gebeur nou met die res van die seisoen of wat gebeur nou met maandag se video sessie. So ek dink dit is 'n baie ander atmosfeer en dit is presies daar wat ek moes leer as 'n ouer om te weet wanneer om te praat en nie te praat nie. Want jy Ja. kan nie daar analiseer nie. Nee. Ons kan nie daar lessies leer nie. En jy loop bietjie op eiers en kinders reageer ook verskillend. En omdat al baie keer so binêre aard rondom wen of verloor is, dink ek iets wat baie keer interessant is vir my. As jou span verloor het, maar jy het 'n baie goeie wedstryd gehad. Wat doen jy met daai emosie? Ja. Of Mag jy opgewonde Mag wees? jy Mag jy opge- trots wees? ja, steek jy dit weg? Is dit jou privaat oomblik of is daar erkenning vir dit ergens in die loop van die volgende paar dae? Of dan die keersy, die span het gewen en almal is opgewonde, maar jy het 'n geel kaart gekry. Of jy het nie jou werk vandag gedoen nie. Hoe hanteer jy daai emosie? En ek dink dit is waar daai nuance inkom om te kan gaan onderskei dat wen of verloor net nie belangrik is nie. Het jy 'n groot verloor in jou persoonlike lewe sportverwant wat by jou slymer?
ek dink dit is moeilik om na ons sportreis te verwys en nie te praat oor die ongelooflike groot event wat interskole in die Parel is nie. Natuurlik. So ek dink jou grootste wen en jou grootste verloor gaan altyd wees op Forestdraad. En ons het altyd beleef. So die kontra, ek het 2 foto's op my telefoon. 2 foto's van waar ek my seun druk na die interskole wedstryd. Die een is in 2024 en die ander is in 2025. En daai 2 stories is baie verskillend. En die verloor, jy weet kognitief, al die goed wat jy gelees het en wat jy weet en wat die afrigters ook miskien vir jou gesê het van wat 'n verloor vir jou leer en hoe spesiaal dit kan wees as jy kan terugkom en gaan beter mense wees hierna en wat ook al en ek bedoel dit is alles baie mooi en dit is nou die silwer randjie om die baie donker wolk. Maar die groot swaar of ek wil amper sê die oorkoepelende ding vir my as 'n ouer was, hoe koester ek daai kind binne in die verloor? Want dit was alles. En 'n mens moet die konteks van die grootsheid van daai spesifieke wedstryd verstaan en ek dink ons kan 'n hele episode hê eendag oor semi-professionele sport, skoolsport. Omdat dit is eintlik dis amper iets anders as gewone skoolsport. Dit verg iets meer, dit neem oor dit en dit is 'n handjievol mense wat dit beleef. So mens moet dit in daai konteks sien, maar daai verloor was 'n baie erge verloor. Ek dink emosioneel, nie omdat dit nie vir wat dit in die geskiedenis vir my nou, vir wat dit in die geskiedenis beteken. Ek dink vir my seun was dit vir wat dit in die geskiedenis nou vir ewig en ewig wat dit nou gaan wees. Maar vir my was dit dat ek moet erken watter groot waterskeidingsoomblik dit vir my kind is vir die res van sy lewe. En dit sal interessant wees eintlik om by hom en van sy spanmaats te hoor wat albei beleef het. Jy weet hoe die een die ander een aangevuur het. Natuurlik. Die ene motiverend geword het om die volgende een te gaan bereik. Die 2025 wen was juis soveel meer spesiaal as gevolg van die 2024 As ons die hele tyd net wen, dan is 'n wen te wen. En ek dink ook mens kan nou met die afrigters praat oor hoe die verloor dan nou hulle benadering tot die span en die benadering tot my individuele kind beïnvloed het die volgende seisoen. Ja. Ek het in graad 9 my laaste rugbywedstryd gespeel. En dit het geëindig op 'n baie slegte verloor. Ek gaan nou die konteks gee. So ek was nie in 'n rugby skool nie, maar ek het nogal goed rugby gespeel, maar dit was vir my net lekker. Ek het klomp ander sporte ook gedoen, so rugby was nie vir my die begin en die einde van alles nie, maar ek het in daardie oomblik besef ek hou nie van verloor nie en ons span het meer verloor as gewen. En na daai verloor het ek besluit ek gaan nou net individuele sporte doen, waar die wen is op my en die verloor is op my. Maar dit was winter in Pretoria, is maar koud. Dit was 'n Saterdagoggend, was onder 15, so mense speel nog vroeg in die oggend. En ons het 77-0 verloor. Dis 'n gevoelige nekslag, soos die taalmense sou sê. So jy is deeglik bewus van wat op die veld aan die gang is. Jy weet om 77 punte teen jou te kry in 'n uur is daar's van die begin af maar eintlik het die tsunami begin en hy het net aanhou bly kom. Maar die oomblik wat vir my dit finaal vasgemaak het dat ek klaar was. Ons het was moeilik, ons is op die veld en toe het die wenspan en hulle ouers 'n tonneltjie vir ons gemaak om uit te draf of terug te draf. Wat natuurlik van hulle kant 'n wonderlike gebaar is. Baie mooi sport. Hulle besef daar nou net ietsie gebeur. Hulle was die toeskouers van iets wat nie mooi is nie. Maar in daai oomblik het ek gedink julle moet asseblief nie aandag vestig op ons nie. Kan ons 15 net so elkeen net van die veld af verdwyn en nou moet jy deur 'n tonneltjie gaan met 'n tannie wat jy glad nie ken nie, wat vir jou kyk in die oë en vir jou hande klap. Dit was baie sleg. En na daai dag het ek vir my ma gesê, kyk
Ek weet nou en dan verloor mens, nou en dan wen mens, maar ek kan nou in individuele sporte gaan, maar ek kan deel met dit. Ek verstaan hoe ek wil dit moes gevoel het in daai oomblik, maar as 'n ouer Ja. en as 'n ma, is dit juist daai oomblik, as ek nou moet vat wat 'n wen en wat 'n verloor vir my kind in sy ontwikkeling beteken as 'n mens, nê. Dan is dit seker die swaarste ding om na 'n totale nederlaag iemand se hand mee te gaan skud. En dis een van die goed wat ek eintlik met deernis dophou op 'n veld wanneer my kind verloor het en daar is 'n respek, jy gaan elke een se hand skud. Ja. Jy gaan die ander afrigter se hand skud, jy gaan die ref se hand skud of hy nou onregverdig geblaas het of nie. Ja. Dit leer geweldig baie. 100%. Ja, ek stem daarmee. So ek is jammer, Gielie, dat jy deur die tonneltjie moes stap. Daai en dit was dalk 5 sekondes, maar dit het gevoel soos 10 minute. Jy kom net nie deur daai tunnel nie. So dik jy is klaar, dan's daar nog mense. Maar ja, daai oomblik het en weet jy wat, jare later is ek genooi om by daai skool te praat. En toe ek daar stop, dit is 'n goeie 20 jaar later gewees. Toe voel ek op 'n visceral level, op 'n fisiese vlak, kom daai herinnering na my toe terug. Op pad daarna toe het ek glad nie daaraan gedink nie, dit was ver vergete. En toe ek stop en ek sien die rugbyveld, toe slat dit my tussen die oë en toe begin ek met daai storie. En dit ja, so iets wat ek baie graag oor wil praat vandag is dan om te sê, as ons sê wen is wonderlik, maar ons wil hê die kind moet okay wees en ons wil op die ou ende hê, veral op 'n jong vlak waar ja, jy wil op onder 11 vlak en op onder 12 vlak wen, maar jy wil hê die kind moet aan die einde van die seisoen 'n beter speler wees. Die span moet beter wees. As ons nou vir 6 maande gaan oefen en 3, 4, 5 keer 'n week tyd daaraan gaan spandeer, kan ons nie net wen nie. Ons moet ook aan die einde van die seisoen beter wees, want volgende jaar moet iets gebeur. En in my werk het ek al baie keer gesien waar mense op die kort termyn fokus net op die wen. En die ontwikkeling vind nie plaas nie. En dan die volgende jaar, dan haal dit jou in. Want dan het jy die nodige werk nie gedoen nie. Hoe wanneer jy wel gesels oor wen of verloor in jou reis en die velle is weer bietjie dikker en die ontvanklikheid is daar. Wat was julle aanslag rondom dit? Dit is belangrik vir my om deurlopend te onthou om 'n wag voor my mond te sit en eers te dink voor ek praat, want ons wil graag lessies leer as Ja. ouers. Jy wil nou graag kom by die uitkoms van wat hierdie wen of wat hierdie verloor nou vir ons kan beteken as inherent. Dis wat ons nou maandag daaraan doen. Ja. En ek wil maar weer terugkom by wat ek so baie keer sê in ons gesprekke is dat dit gaan maar oor die teenwoordigheid en die daar wees om die die veilige vang net te wees vir jou kind om te wend. Ja. En nie nou te hoef analiseer, goed, wat kan ons nou beter doen en wat is die plan? Erken eers. Ek dink dis seker wat ek voel wat die doel is van die huis, is daai veilige omgewing waar jy in jou agterkop weet jy wat die balans is tussen wen en ontwikkeling. Ja. Maar hey, vir daai kind op daai oomblik erken die grootsheid van dit. Ja. En sit maar net bietjie in dit. Ja. Waar ek baie keer jong spelers jammer kry is as daar 'n wen of 'n verloor was en jy sien die ouer staan reg langs die rugbyveld of reg langs die netbalbaan of die hokkieveld. En daai kind stap af van daai veld af en hy's moeg. Hy's teleurgesteld. Hy's honger. Adrenalien en kortisol en alles is besig om deur sy liggaam te gaan. En die pa of die ma wat dan langs die veld gestaan het en nou 'n uur en 'n half dit beleef het. So mense verstaan heeltemal waar hulle vandaan kom, want hulle het nie noodwendige uitlaatklep gehad vir wat hulle nou net beleef het nie. En in daai oomblik stap daai kind af en kyk op na die ouer en al wat daai kind wil hê is 'n high five of 'n drukkie of net 'n erkenning van hulle. En daai ouer begin sê, hoor hierso dit en dit. En hoekom nie dit nie? En hoekom het dit nie? En dit en dit. En dan wil ek net vir die ouers sê, jy kan nie nou dit doen nie, want eerstens hoor die kind glad nie wat jy nou sê nie. Dit is nie fisies moontlik nie. Tweedens kan hulle glad nie onderskei tussen wat jy sê nie. So alles klink nou erger as wat dit is, want die vel is bitter dit. En derdens het jy nog nie gedink aan wat eintlik gebeur het nie. Jy het tog nie gaan sin maak nie. So direk na 'n wedstryd wil mens 10 goed sê.
2 ure later besef jy, o, maar daai 5 hoef ek eintlik nie te sê nie. En as jy vanaand die gesprek het, besef jy, o, daar's 1 of 2 goed wat ek eintlik wil sê. En dis net daai tydsverloop om te sê, kom ons wag, ons gaan nie na die wedstryd praat nie. Ons gaan dalk nie in die kar praat nie, maar vanaand gaan iemand sleepvoet by die TV-vertrek instap. Ja. En dan gaan hulle sê, hoorie, so kan Ja. ons bietjie praat. Ek dink ook vir 'n ouer om te besef, veral in die hoërskool en in hoorspanne later, is dat daar is baie konteks wat jy as 'n ouer nie van weet nie. Ja. So daai kind se teleurstelling of daai kind se vrees of se verwerking van die verloor lê dalk op 'n ander vlak as gevolg van ander inligting wat jy nog nie het nie. Daar word baie individueel met jou kind gepraat deur 'n afrigter. Daar word baie in spanverband gepraat oor sekere goed. Daar's baie, jy as 'n ouer ek wil nou die Engels gaan, you are privy to a certain amount of information. Ja. Maar ek dink dis ook net regverdig om te wag tot jy as 'n ouer al die inligting het voor jy begin kritiseer, raad gee, dissekteer en meer praat as wat jy luister. Ja. Ja. En ek dink daar waar ek 'n pad met 'n span al gestap het, iets wat daai gesprek baie makliker maak, is as mense aan die begin van die seisoen sê, wat gaan ons maatstaf hierdie seisoen wees? So kom ons spreek al ons verwagtinge nou uit. As dit vir jou belangrik is om teen daai skool te wen, sê dit in die begin van die seisoen. As dit belangrik is om te sê ons moet meer wen as verloor, sê dit. As iemand anders sê, hoorie, so ek wil hê dit moet lekker wees, sê dit. Maar dat al daai verwagtinge aanvanklik net op die tafel is. En dan begin mens deur dit sif en sê, okay, ons kan nou nie 30 doelwitte hê vir die seisoen nie, maar hier overlap hulle. En hierdie 3 of 4 goed gaan ons maatstaf wees vir die seisoen. En as ons evalueer na 'n wedstryd en ons evalueer na 'n toernooi en ons kyk na waarmee ons besig is om te sê ons bly ontwikkel, ons bly beter word, gaan 'n uitslag dalk 1 of 2 gedeeltes van daai doelwit wees. Maar daar gaan ook ander goed wees waar ons gaan sê ons as span heg waarde daaraan dat ons geveg het tot die einde. Ons het nie opgegee nie. Vir ons as span heg waarde daaraan dat ons die tipe rugby gespeel het wat ons oefen. Daai rugby het nie vandag gewen nie, maar ons weet as ons aanhou om dit te speel, gaan dit vir ons help om te wen aan die einde van die seisoen. Maar as mense in die begin nie daai goed stel nie, dan begin daai refleksie na die tyd en daai evaluering na die tyd moeilik raak. En dis daai goed wat jy sê, 'n ouer is nie deel van daai gesprek nie. En dan deesdae is daar ook soveel statistiek. Jy kyk jou seun speel en jy dink, jy onthou die een tackle wat hy gemis het wat dalk tot 'n 3 gelei het. Maar as die statistiek na die tyd uitkom, sien jy hy het die meeste tackles van sy lewe vandag gemaak en hy het 10 teen 3 ander 3 gekeer. Perspektief, ja. En nou in daai oomblik wat hy van die veld af stap, sê jy miskien daai tackle gemis het nie. Want op daai oomblik kan jy glad nie onthou dat hy al daai ander tackles gemaak het nie. Ek dink daai wat jy sê van die refleksie dat 'n kind jou oë soek Ja. direk na daai verloor. Nie altyd, ek dink hoe ouer hulle word, hoe meer spesifiek is jou plek as 'n ouer, en jy wag maar om te kyk, soek hy my oë? Wil hy my drukkie nou hê? Maar ek dink soveel keer kyk hulle ook na jou reaksie en ons het ongelukkig in 'n laerskool konteks al 'n ouer gehad wat dit was vir my so hartseer oor hoe verbaal negatief die ouer teenoor sy eie kind was, blaatant deurlopend deur 'n spel, maar dan ook na die tyd, erg sodat almal kan hoor, daai ouer is op die ou end verban van alle wedstryde. Ja. Maar op die ou end is daai kind gaan nog steeds terug na daai ouer toe by die huis. Ja. Daai kind gaan iewers dit hoor en dit voel aan sy, nie noodwendig aan sy lyf nie, maar in sy binneste. So ek dink daai sagte hantering van dit is belangrik. Ek dink iets wat veral vir my belangrik is rondom spelers of kinders wat nie noodwendig hoë prestasie atlete is nie of wil word nie, maar wat wil sport doen. Baie keer daag van hulle by my op, die ouers stuur en hulle sê, hoorie som, ek is bekommerd, my kind begin seer kry, hulle verloor baie, veral in individuele sport. Ons moet daarna kyk. En dan doen ek in die eerste sessie nog al 'n audit om te gaan sê, jy weet, ek wil net verstaan wat is die verwagting wat jy het en wat is die toewyding wat daar is. En byna sonder uitsondering kom ek dan agter, okay, baie keer is die verwagting hoog
en die toewyding is min. Die verwagting van die ouer hoog. Die ouer en die speler, O. hulle dink hulle kan kompeteer met iemand wat op daai vlak is, maar hulle toewyding is baie laag as daai speler se toewyding. En daai gaping tussen die verwagting en die toewyding is waar die spanning die heeltyd is. En dis waar die verlore is die heeltyd. En omdat daai gaping daar is, kan jy glad nie sien jy word dalk beter nie, want jou enigste maatstaf is wen of verloor. En dan sê ek van op 'n stadium, die besluit wat nou geneem moet word is, of ons moet die verwagtinge bietjie laer maak, kan tydelik wees, dit kan permanent wees, of ons moet die toewyding lig. Maar jy kan nie 2 keer 'n week 'n halfuur paar balle slaan, en dan wil kompeteer met iemand wat 5 keer 'n week 4 ure 'n dag balle slaan nie. En dan dieselfde verwagting as hulle het nie. En daardie gesprek is nogal moeilik, want op 'n stadium moet iemand besef, ek hoef nie daai verwagting te hê nie. Dit beteken nie ek gaan speel om te verloor nie. Dit beteken nie ek gee nie my beste nie. Dit beteken nie ek wil beter word nie. Maar as ek net aan wen dink, dan gaan ek begin om my selfvertroue te verloor. En ek gaan ophou om dit te geniet en my motivering gaan weggaan. En partykeer, jy weet, ek dink jy is in 'n situasie waar jy besef het ons hoef niks druk toe te pas. Ja. Ons seun pas slaag genoeg druk op hom toe. Ja, ja. En partykeer dan sal 'n ou vir my sê, "Gielie, is ek die probleem?" Dan sê ek, "Nee, jy's glad nie die probleem nie." Want jy het 'n tipe kind wat self aangedrewe is, wat selfmotiverend is, wat wil goed doen. En partykeer sal ek vir ouers sê, "Okay, dis bietjie hoog, kom ons pas dit aan." En dan baie keer dan begin hulle dit geniet. Want dan het jou maatstaf net verander van wat ons wil voel aan van die einde van 'n wedstryd of aan die einde van 'n seisoen. Maar ek dink as mens praat oor wen en ontwikkeling, dan jy kry 'n gesonde konteks van waarin jou, kom ons praat gesonde ouerhuis, gesonde konteks met 'n afrigter, nê. En dan het jy die ongesonde weergawe. En ek dink om daai twee in balans te trek, want vir almal is dit nie altyd dieselfde nie, en omdat jou kind verskillende afrigters gaan hê in sy sportloopbaan en omdat die dinamika verander die heeltyd, moet jy heeltyd aanpas in jou ek wil amper sê jou perspektief op hierdie hele ding. Ja. En ek wil nou 'n storie vertel ten koste van my kind, skus Sena. Maar dit was nou, hy was baie jonk en mens sou nie dink dat 'n laerskoolcoach so fokus op wen sou gehad het nie. Maar die seisoen was baie belangrik en dit is baie gekommunikeer en natuurlik die jong seentjies, jy weet, as jy 9, 10 jaar oud is, jy koop in. Jy koop in op daai visie, Hoekom né? sal jy nie? Dit is wat ons gaan doen. En op daai stadium in my kind se emosionele ontwikkeling het hy nogal baie gesukkel met anger issues. En veral wanneer daar onreg plaasvind. Ja. So jy's nou 'n jong sportmannetjie en daar's baie onreg wat op 'n veld plaasvind en jy moet nou leer hoe jy nou hierdie wil hanteer en toe het hy 'n ouetjie gebyt in die skram. Okay. En Teruggebracht? nee, wel. Nee, maar ek dink net gebyt, maar in elk geval daar was toe 'n groot ontsteltenis op die veld en natuurlik ek die meeste ontsteld. Ja. Want dit is nie hoe ek my kind grootgemaak het Nee. nie. Maar ons fokus as ouers toe nou op die ontwikkelingsgedeelte van ons kind was om te sê jy speel nie volgende week nie. Ja. Absoluut nie. Ja. En die coach was vir ons baie kwaad. Ja. En dit was 'n baie moeilike gesprek om te hê want jy wonder op daai stadium nog wat is my plek as 'n ouer in hierdie hele konteks. En kind is ook natuurlik kwaad vir ons en wil die kant van die afrigter kies en op die ou end ongelukkig wat er nou die Saterdag gebeur het is dat hy het nie die eerste helfte gespeel nie, maar daai afrigter het hom wel gebruik vir die tweede helfte. So ons gesag is 'n bietjie onder my, maar ek dink net daai bly vir my, as ons praat oor wen en ontwikkeling, gaan dit altyd vir my as 'n ouer die belangrike ding wees van ek is in beheer van my kind se emosionele ontwikkeling en dan ek is nie noodwendig in beheer van sy fisiese ontwikkeling en vaardigheidsontwikkeling in 'n sport nie. Ja. Maar ek is die ouer en ek moet daai perspektief heeltyd behou. Ek het jong ouetjie mee gewerk, 'n tennisspeler wat hy was 14 en alreeds baie goed gewees. En sy pa kry toe my nommer by 'n toernooi by 'n ander pa, maar hulle bly in Durban. Die pa kontak my toe hulle terug is in Durban, na hulle in die noorde was vir toernooie en hy sê Engelse mense sê Gilly, I need your advice. Ek sê what's the problem? En hy sê my seun het nou in die laaste wedstryd 3 rakette gebreek.
En behalwe dat dit nou finansiële ding is, hy sê net iets is aan die gang. A, ek wil nie hê my kind moet so optree nie, dit is nie wat ek ondersteun het nie, maar B, wat doen ons hier aan? Ek sê toe, okay, dit is baie moeilik. Veral tennis is, jy beleef al goed, maar dis net jy op die baan. Jy het nie 'n span wat dit 'n skokabsorbeerder is nie, jy het nie 'n afrigter wat met jou kan praat terwyl jy aan 'n wedstryd is nie. Jy moet al goed self verwerk binne jou in real time met 'n opponent aan die ander kant. En daar ek die eerste sessie met die seun gehad het, toe sê ek vir die baan, are you willing to withdraw your son from all tournaments for the next 3 months at least? Hy sê, okay, jy weet, verkoop dit aan my. Ek sê toe vir hom, daar's wesenlike gapings, en ek gaan nie daai goed met jou kind kan adresseer, as hy in daai loop is van ek moet wen, 'n toernooi, elke dag, elke week. Ons kan dan nie werk doen aan hierdie goed nie, want hy's in 'n kompetisie ingesteldheid. So ons moet hom uit daai omgewing uitkry, dit van die tafel afhaal, sekere goed regmaak, en dan moet ons hoop, hy is reg om weer te begin speel, en dat daai ou gewoontes nie opduik nie. Die pa sê toe, hy is in. Hy sê, want die alternatief is, my kind hou op met tennis. Sê ek vir hom, ek dink nie ons is daar nie, maar kom ons probeer weer. Toe sê ek, dis ingrypend. En dit was 'n wille 3 maande, die seun was nie mal daaroor nie, dit was 'n jare van aanlyn sessies. En ek partykeer dan sit daai 14-jarige seun daar, en 'n 14-jarige seun, partykeer is hy soos 19 partykeer, presenting as 19, en die volgende oomblik dan is hy soos 'n 9-jarige ouetjie wat daar sit. Maar hy het my geglo, en na 2 maande toe kom hulle op en ek ontmoet hom in persoon, en toe begin ek agterkom, okay, dit begin al hoe beter gaan. Fast forward, hy speel volgende week in die Junior Aussie Open. Hy is aan die top 40 junior tennisspelers in die wêreld. En dit het ek en die paas op Instagram, want ek het op 'n stadium ophou werk met die seun, hy het aangegaan, dinge is uitgesort, hy gaan goed aan, hy oefen meestal nou oor seun. Maar as ek sien hy doen goed, dan stuur ek vir die pa 'n boodskap, en dan soveel keer dan sal hy vir my sê, I haven't forgotten those 3 months. Ons weet nie of ons daar sou uitgekom het sonder daai 3 maande nie. Maar in daai 3 maande is jy nie daai die mees gewilde persoon in sy lewe nie. Maar ouer moet daai besluit neem. Want 'n afrigter gaan altyd 'n ander prioriteit hê. En dis wat moeilik is. Daai is taaf. Ja. Want dit is nie lekker nie. Enigiets wat 'n mens moet stoei. Ons stoei genoeg as ouers. En hierdie ouetjies, meisies, hulle natuurlike omgewing is, hulle wil speel. Hulle wil op die veld wees. Hulle wil kompeteer. Nou vat jy die ding wat hulle ongelooflik lief is vir, weg van hulle. En hulle kan nie op daai staan nie perspektief hê en nie langer tydlyn hê nie. Maar dis waar ontwikkeling 100% meer werd is as die kort termyn wen of verloor. Ja. So dit is natuurlik makliker gesê as gedaan, en mense wil nie altyd daai ekstreme stap na toe moet gaan nie. Iets wat ek altyd voorstel mense moet doen is om te sê, maar wat doen ons wat is die gesprek wat ons wel na die wedstryd gaan hê, wanneer ons wel gaan praat? En dis iets wat afrigters kan doen, dis iets wat spelers op hulle eie kan doen, dis iets wat ouers kan leer aan spelers, veral as hulle jonger is. Om dadelik te gaan sê, wat sien ek raak in 'n wedstryd? Behalwe die uitslag, wat heg ek waarde aan? En dis veral moeilik om te doen as jy verloor het. Om te gaan sê, wat het ek vandag goed gedoen? Nou as mens wen, dan is dit baie maklik, dan is daai lysie lank. Maar as mens verloor, is dit veral belangrik om te gaan sê, maar daar is goed wat ek wel vandag goed gedoen het. Dit is nie alles of niks nie. Daar is goed waarop ek trots is. Die tweede gedeelte, en veral in individuele sporte, daardie kinders is baie goed daarmee om raak te sien wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle lysie is baie lank, want hulle daai perfeksionistiese persoonlikhede. Hulle vergeet van die 9 balle wat hulle raak geslaan het, en onthou die een wat hulle misgeslaan het. Maar om te sê, okay, wat wil ek van die wedstryd onthou, wat ek in die volgende oefening, of in die volgende week wil aangaan werk. En dis belangrik, want dan begin ons daai ontwikkelingsgesprek aan die gang sit, om te sê, ons koppel die week se oefening, die wedstryd, en die volgende week se oefening, begin ons aan mekaar sit. En wat is dit wat ek dalk wil aan gaan werk?
dat daar praktiese iets is uit hierdie oefening uit. En dan op die ou einde, net om te sê, kom ons gaan kyk wat ons in die begin van die seisoen gesê het, wat is ons maatstawwe, wat is ons minimum vereistes, wat is die prioriteite, is ons nog op koers daarmee? Het ek die vorige week by daai goed uitgekom, of is die verloor partykeer die gevolg van, ek het nie by van daai goed uitgekom die vorige weekie, of is die wen danksy van daai goed wat ek daai week gedoen het? En dit maak die gesprek net bietjie langer. Ek hou van daai fokus op individuele om to empower a child to take control of the little bit of the situation that they can. Ja. Ek onthou nou 'n jaar wat 'n frustrerende jaar was in terme van spanvermoë en spankonteks. En ek dink daar het dit nou gehelp dat my man self rugby gespeel het en dan verstaan jy die vaardigheidsvlak beter. Jy verstaan wat is die werk wat jou kind binne in daai konteks moet verrig. Ja. So toe kon hy vir ons seun spesifiek aandag fokus op, okay, maar wat kan jy doen? Ja. En ek onthou baie goed hoe mooi dit vir my was. Hulle het gepraat want my seun moes balle steel. Yes. Dit was sy werk. Jy was suksesvol, wen of verloor. Jy was suksesvol as jy balle gesteel het. Ja. En hulle het dit 'n poukak genoem. Okay. En so sy pa het vir hom die uitdaging gegee 4 poukaks vandag. Okay. Wen of verloor 4 poukaks. En dan was dit so lekker as hy die bal gesteel het en die beweging het aangegaan en hy draai na die paviljoen. Ja. Dit was so lekker en dit is dan bemagtiging. Ja. nê? Om jou rol in die groter span te verstaan eintlik. Ek dink baie keer kan 'n afrigter ook daarmee help om te sê jy het werk wat jy moet doen, maar wat is dit wat jou uniek maak as 'n speler wat ons in die span nodig het? En ja, partykeer wen jy en jy het jou poukaks ook gemaak en dan is dit 'n goeie dag op kantoor. Partykeer verloor die span, maar jy het jou poukaks gemaak. En dan is dit belangrik om erkenning te gee aan daardie poukaks ook. Verloor in 'n span is wel baie moeilik want is daai kollektiewe. Dis nie net ek wat teleurgestel is nie, maar dis ook ons wat teleurgestel is en ek voel ook sleg teenoor my span as ek dalk iets verkeerd gedoen het. So daai dinamika. En baie keer kan 'n span baie lank sit in daai verloor. Partykeer verloor hulle op 'n Vrydag aand en hulle speel eers weer Dinsdag of oefen eers weer Dinsdag. En dan is dit 'n rowwe tyd. Party verlore is makliker ook om te hanteer as ander. Maar ek het op 'n stadium met 'n span gewerk en hulle het 'n Saterdagoggend 'n rowwe verloor gehad. En dit was meer oor hoe hulle verloor het en hoe die span op mekaar ingedraai het in daardie verloor. Wat ons glad nie kon voorsien wat gaan gebeur het nie. En ek het na die tyd vir die afrigter gesê, Dinsdag voel vir my baie ver en ek is bekommerd oor wat in die kinders se koppe en in die gesprekke gaan plaasvind tussen Saterdagoggend en Dinsdagmiddag. Is daar 'n manier dat ons vandag of môre, ek weet dit is nou heeltemal buite normale, Ja. wat ons 'n uur bymekaar kan kom en hulle iets fisies kan gaan doen en dat ons dan 'n lekker gesprek kan hê. Maar dan net dat hulle nou 'n bietjie op hulle eie iets kan gaan hanteer vir 'n halwe dag of so. En hy het die ouers gevra en hulle het almal genadiglik gesê ja. En ons het die volgende dag bymekaar gekom en ek het toe vir hom gesê, hoor hierso baie keer as iets in jou kop aan die gang is jou lyf baie keer 'n goeie manier om dit te hanteer. So kom ons doen 'n lekker beweging iets wat fisies, dit is nie 'n straf nie, dis nie soos gaan hardloop bulte want jy het verloor nie. Maar daar's baie emosies wat nou in hulle lyf sit en daar's baie hormone wat in hulle lyf sit en ons moet dit nou fisies uit hulle uitkry. En hy het so 30-40 minute iets ontwerp waar hulle na die tyd was hulle poot uit gewees. Maar jy kon dadelik 'n verligting begin sien want onthou hierdie mense se vorm van intelligensie is kineties. So dit is vir hulle lekker om te beweeg. Ja. En toe het ons 'n wonderlike 20 minute gesprek gehad. En sy het gesê, okay, wat het julle gevoel na gister? En ek het elke kind in die span 'n kans gegee om te sê, hoe het jy gevoel? En om te hoor hoe jou spanmaat gevoel het. En ons het nie vingers gewys nie, maar ons het gesê, wat gaan ons anders doen? Wat is ons commitment teenoor mekaar dat ons nie weer voel soos ons gevoel het na daai verloor nie? Ons kan nie keer dat ons nooit weer gaan verloor nie, maar ons wil nie so verloor nie, ons wil nie so voel na daai verloor nie. En die tyd toe ons Dinsdag oefen, toe sit 'n ander span, want toe is daar ewe skielik nou geestelike spasie
tussen die verloor en wanneer ons mekaar weer sien. Want daar's 'n meer onlandse, positiewe, lekker ervaring gewees. Is dit nie ongelooflik hoe belangrik hierdie, ek dink die wêreld sal dit seker soft skills noem. Ja. Hoe belangrik die fokus op dit ook is nie, want as ek net kyk na ons span se program in die week, daar is fokus op gym sessies en dan is daar kondisionering en dan is daar individuele aandag met vaardighede en daar is video, wat ook al, daar's soveel analise wat die spesifieke spel mee te doen het. Ja. Maar daai, soos wat jy nou sê, dit het bepaal hoe is Dinsdag. En ek dink, ek weet, of ek wonder of spanne die waarde daarvan besef altyd, en ek dink dis 'n uitdaging wat ek vir skole sou gee. Laerskool en hoërskool, want elke ontwikkelingsfase van 'n kind is anders, om vir sport, kom ons sê die hoof van sport van elke skool uit te daag en te sê, maar hoeveel belê jy in soft skills, as jy dit nou dit wil noem? Ja. En ek weet afrigters se lysie is al reeds lank van alles wat hulle moet doen in 'n week en waarna hulle moet dink. Maar daar waar ek die geleentheid kry met afrigters te werk, want hulle bly die primêre mental coach, né? As ek inkom, is ek kom in vir 'n tydperk of partykeer is 'n seisoen, maar die coach is die primêre mental coach. Jy's die een wat die meeste invloed het in die span op hierdie goed. En dan probeer ek vir hulle goed sê, maar hoorie so, ek kan nie altyd by almal uitkom nie, dis onmoontlik, maar doen hierdie in die begin van 'n oefening, doen hierdie aan die einde van 'n oefening, hanteer en daai bemagtigende ding wat hulle besef, ja, dit is die soft skills, maar daai om jou heeltyd jou kop teen die muur te stamp met dieselfde ding en hier's nou iets wat 'n ander oplossing bied. Maar gaan wel doof. En is dit nie amazing nie, vir 'n graad eentjie is wat juffrou sê is wet. Ja. Vir 'n 18-jarige rugbyseun is wat sy coach sê, Trump wat sy ma sê, dit Trump wat sy pa sê. So ek dink dit is wat jy sê, dat daar is 'n geweldige verantwoordelikheid op 'n afrigter ook om daai verantwoordelikheid op te Ek neem. kry altyd ouers jammer as hulle hoor wat ek vir die kinders gesê het, dan sê hulle maar ek het dit ook vir hulle gesê. Dan sê hulle ek het al lank al gesê, as ek weet ek is so jammer, maar die out of town expert se woorde word altyd anders geïnterpreteer as die een wat nou vir jou volgende roeier gemaak het. Dit dra net nie dieselfde wat met jou raas oor jou wasgoed op die vloer lê nie. Taal is vir my baie belangrik in hierdie gesprek, Milan. Ek dink hoe iemand dink word baie beïnvloed deur die woorde wat gebruik word. En daai gedagtes word emosies later. So 'n invloed wat 'n woord kan hê op 'n manier, mag nooit onderskat word nie. Dit is die tipe goed wat mens moet begin heroorweeg. Die een basiese iets wat ek altyd as 'n wenk vir ouers gee, om te sê, vervang die woord moet met wil. Vra vir hulle, wat wil jy graag vandag in die wedstryd regkry? Nie wat moet jy doen nie. En as hulle sê, weet jy wat, ons wil vandag ons beste gee en ons wil graag speel om te wen, is ek gemaklik daarmee. Want dis gesonde druk. Dis die tipe druk wat lei tot aksie. Dis nie die tipe druk wat verlam nie. Maar as iemand sê, ons moet vandag wen, ouens julle, jammer, ons moet vandag wen, dadelik aktiveer dit by sekere spelers ongesonde druk, Raak skoon angs. verlamming. Ja. En wat is dit? Dis net die woorde wat verskil. Om wil is baie beter as moet. En weer eens, ouers beste bedoelings, niemand gaan uit daarmee om doelbewus 'n kind seer te maak of te benadeel nie, maar ons is nie altyd bewus van die tipe woorde wat ons gebruik nie. In die gees daarvan, daai wat ons gesê het, wat kan nou gesê word en wat kan by die volgende oefening gesê word. Ek wil regtig afrigters aanmoedig om te sê, weet jy wat, die gesprek hoftyd, moet jy altyd vir jouself gaan vra, wat is my doelwit, wat moet aan die einde van 'n helftyd gebeur? Ek wil hê 'n speler moet wegstap met helderheid en hy moet gemotiveerd wees. So, is dit 'n uittrapgeleentheid? Hoe maak ek hulle wakker? Of hoe herinner ek hulle aan wat moet gebeur? En terselfdertyd, wat wil ons hê na wedstryd? Moet hulle wegstap? Moet hulle met hulle koppe op die vloer wegstap? Of moet hulle wegstap en dink, ons gaan okay wees? Volgende Dinsdag by die eerste oefening weer, is daar ruimte om dan analise te doen van die wedstryd. Maar die gesprek na wedstryd, van die afrigterskant af veral, is om net te sê, ouens,
kom ons absorbeer wat ons voel, kom ons deel gou 'n paar goed met mekaar. Ons gaan die detail volgende week uitklaar. Dis so interessant, jy het 2 keer in ons gesels vandag het jy gepraat van Dinsdag, né? Ja. En ons Casper, ek gaan hom nou baie aanhaal in hierdie reeks. Kies Casper, as ek nou jou filosofie miskien 'n bietjie verdraai, maar dis hoe ek dit verstaan. Hy het 'n filosofie, wie is jy Dinsdag? Wat hy vir ons as ouers verduidelik het, omdat daar hierdie daar's mos nou baie hoë verwagtinge en daar's baie op die spel in jou finale jaar as 'n onder 19A rugby speler in 'n konteks waar jou doel is om die nommer 1 span in die land te wees. So ons het baie gepraat oor wat is ons ouers se rol in daai, kom ons sê, wen mentaliteit. En sy antwoord was dat jy moet onthou wie is jy Dinsdag. As 'n ouer moet jy onthou wie is jy Dinsdag. Want op 'n Vrydag praat jy oor die game môre en is jy reg en hoe voel jy en hoe was die laaste oefening en Saterdagoggend sê jy weer jy weet gaan gee jou beste en hoe voel jy en manne is julle reg en dit is die talk en ons gaan hulle nou ore aansit en ons gaan hulle nou wys en daar is al hierdie verwagting. En dan na die game wen of verloor, ons braai almal saam, daar word gepraat oor wat reg gegaan het, daar word gepraat oor wat verkeerd gegaan het. Analises word gemaak, Sondag word die familie genooi, ons braai weer, dan praat ons weer oor die wedstryd en al die oorseese familie het nou die gestream en die game gekyk en hulle opinies kom nou nog ook by. Ja. En wat jou kind sien is jou fokus op wat daai wedstryd beteken het. En dan Maandag is daar nou miskien 'n terugvoersessie en miskien 'n paar dinge, daar's nog so half 'n oorblyfsel van die naweek se sport. Maar Dinsdag is daar weer 'n wiskundetoets of die meisie het jou gelos of normaliteit tree terug. Pizzas moet bestel word, kos moet gemaak word, dinge moet gebeur by die huis en dan is dit amper asof daar 'n neutrale atmosfeer is gewoonlik in die huis en dan vra hy wie is jy as 'n ouer Dinsdag en wie is altyd die Dinsdag ouer. So jou kind moet nooit voel dat daai fokus op wen of verloor en daai fokus op al die ander dinge bepaal ook jou ouerskap en hulle verhouding met jou nie. So dis 'n goeie vraag om te vra en te onthou wie is jy Dinsdag. So Milan, baie van die gesprek gaan nou eintlik om die speler te help, nee, en 'n bietjie ook om die afslag te stel, maar ek hou baie van daai idee om te sê die normale, die tipe mens wie mens wil wees is wat jy op 'n Dinsdag is. Jy weet nou die rugbytrui is al gewas, die broek is weer wit. Hy's 2 of 3 keer gewas om daai moddermerke uit te kry. En ons het nou basies 3 dae voor die siklus weer begin. Hoe het julle seker gemaak dat julle elke keer en so vinnig as moontlik by daardie ingesteldheid in julle huishouding en by mekaar uitkom? Ek dink as 'n gesin moet 'n mens besef daar's meer as een persoon in die gesin. Almal in daai gesin het 'n lewe. Almal in daai gesin streef na iets. Almal in daai gesin het wense en drome en teleurstellings en veral as jy al tieners het wat 'n bietjie meer 'n verstaan het, bietjie meer emosioneel intelligent is, bietjie meer empatie al het, is dit nogal belangrik om in 'n as 'n ouer die atmosfeer in jou huis te skep dat almal hier is belangrik. En net omdat jy miskien 'n provinsiale trou oor jou kop trek, maak nie jou fokus en jou, ek wil maar sê jou binnewerke en jou menswees belangriker nie. So in konteks en met perspektief en natuurlik op die regte vlak sal ons met ons kinders ons eie drome ook deel en ons eie teleurstellings. Ons sal vir die 2 kinders bewus maak van mekaar se ontwikkeling, van mekaar se situasies. Ons het baie gefokus op dat hulle mekaar se sporte en mekaar se buitemuursaktiwiteite ondersteun. Binne perke nou natuurlik en weer eens balans, maar daar's meer as net jy en daar's meer as net jou want vir jou is jou wêreld alles. Ja. En as 'n ouer om daai oop te gooi. Maar dan ook dink vir ons as 'n ouer paar, want jette wen is darem al lekker. Ja. So om vir mekaar te sê om 'n verhouding, as jy so gelukkig is om 'n mooi soliede vaste verhouding met jou lewensmaat te hê, om mekaar so half net op die skouer te tik en te sê bietjie minder van daai, bietjie meer van daai. Praat minder, luister meer en
soms is die een meer op 'n gesonde plek in Ja. terme van ouerskap as die ander een en ek dink dit is ook belangrik om vir mekaar perspektief te bring rondom die wen want soms raak dit vir ons ook nogals belangrik. My laaste storie. Ek het op 'n stadium met 'n netbalspan gewerk en een van die dogters se pa was 'n professionele sportman ook. So hy het op die hoogste vlak deelgeneem. Die wêreld van druk, die wêreld van wen en verloor is in sy DNA. Maar hy het met netbalwedstryde, terwyl almal nou langs daai baan staan, het hy op die baan langsaan 'n netbalbal gevat en doele gegooi, die heeltyd terwyl sy dogter netbal speel. En in daai oomblik het ek verstaan, hierdie ou wat lewensgroot is, wat alles gewen het, wat weet presies hoe dinge werk, selfs hy in daai oomblik moes 'n ander uitlaatklep vir hom kry. En sy dogter het geweet hy's by die wedstryd, hy het nou uitgekyk en hy het geskree, maar hy was in die wedstryd besig om doele te gooi die hele tyd. En dis wat vir hom gewerk het. Ja. Ag, So volgende keer gaan ons aangaan met hierdie gesprek en veral kyk na die ouers se rol, die ma en die pa se rol en daai dinamiek en wat julle doen om by te dra tot die hele situasie. ek sien uit. Ek het baie om te sê. Ja. Dit gaan dalk 2 episodes mag wees. Ek gaan baie lekker luister. Sien jou volgende week. Baie bly.